Welkom by ons verkenning van die makro-omgewing en die impak daarvan op besighede. Ons sal delf in die verskeie eksterne faktore wat organisatoriese bedrywighede en besluitneming vorm en insigte bied in hoe maatskappye kan aanpas en floreer. Die politieke omgewing speel 'n belangrike rol in die dinamika van die besigheid. Politieke stabiliteit en beleide kan geleenthede skep of bedreigings inhou, veral in internasionale markte. Sosiale bewegings en nasionalistiese sentimente beïnvloed ook sakebedrywighede beduidend. Ekonomiese faktore soos resessies en inflasie het 'n direkte impak op verbruikersbesteding en verkope. Skommelings in rentekoerse en wisselkoerse beïnvloed verder sakekoste en globale ekonomiese interaksies, wat die finansiële landskap vir maatskappye vorm. Sosio-kulturele elemente soos taal, onderwys en sosiale norme beïnvloed verbruikersgedrag en leefstyl. Hierdie geleidelike veranderinge kan bemarkingsstrategieë en verbruikersvoorkeure aansienlik beïnvloed, wat vereis dat besighede ingestel bly op kulturele veranderinge. Tegnologiese vooruitgang dryf ekonomiese groei en innovasie aan. Die vinnige oordrag van tegnologie oor grense heen beïnvloed hoe besighede bemark en kommunikeer, wat aanpassing aan nuwe produkte en metodes noodsaak om mededingend te bly. Omgewingskwessies soos aardverwarming beïnvloed die beskikbaarheid en koste van hulpbronne. Groeiende omgewingsbewustheid onder verbruikers bied geleenthede vir omgewingsvriendelike produkte, wat verpakkingspraktyke en sakestrategieë beïnvloed. Die wetlike omgewing reguleer sakebedrywighede deur wette oor mededinging, verpakking en advertensies. Alhoewel regulasies sekere praktyke kan beperk, skep dit ook geleenthede vir maatskappye wat binne wetlike raamwerke voldoen en innoveer. Begrip van die makro-omgewing is noodsaaklik om eksterne invloede op besigheidssukses te navigeer. Deur politieke, ekonomiese, sosio-kulturele, tegnologiese, omgewings- en wetlike faktore te ontleed, kan organisasies uitdagings effektief aanspreek en geleenthede aangryp. Dankie vir die kyk.